Dit is 2025 en ons vier vanjaar Afrikaanse 100ste verjaarsdag. Dit is 'n mylpaal vir nie net vir taalherkoms nie, maar ook wat 'n ryk verskeidenheid van gemeenskappe en dialekte kan vier. Ons het vandag twee begaafde gaste in die ateljee. En dis Dr. Teens Elof en Dr. Dani Langner. Ek sê vir julle baie welkom. Baie dankie dat julle hier is vandag. Dr. Teens Elof is 'n teoloog en 'n oud rektor van die Noordwes Universiteit. Na sy betrokkenheid by die 1987 Dakar Safari verlaat hy die bediening en toe speel hy 'n sleutelrol in die nasionale vredeskonvensie CODESA en die veelparty onderhandelingsproses. Hy was uitvoerende hoof van verskeie instellings, waaronder die Nasionale Besigheidsinisiatief en die F.W. de Klerk Stichting, en tans is hy voorsitter van verskeie trusts en mede-voorsitter van die Afrikaner African Initiative. Hy is 'n rubriekskrywer, 'n buitengewone professor en hy is met verskeie plaaslike en internasionale toekennings vereer. Dr. Dani Langner is tans die besighede direkteur van die FHK. Hy is hoofleier van die Voortrekkers en uitvoerende direkteur van die Voortrekker Monument en Erfenis Stichting. In hierdie rolle lei hy strategiese projekte wat fokus op kultuurerfenis, gemeenskapsontwikkeling en jeugvorming met spesifieke aandag aan Afrikaanse identiteit en volhoubare toekomsvisie. Onder sy leiding het inisiatiewe soos die Afrikaanse Skole Expo en kultuurnetwerke reg oor Suid-Afrika gegroei tot betekenisvolle platforms vir gemeenskapsbetrokkenheid. Sy werk weerspieël 'n lewenslange verbintenis tot diens, kultuurbewaring en die bemagtiging van gemeenskappe deur opleiding en betrokkenheid. Dit was nou 'n mondvol. baie welkom vir albei van julle. Ek dink ons val sommer met die deur in die huis en dit is dat Afrikaans is hierdie jaar 100 jaar oud. Wat beteken hierdie 100 jaar vir elkeen van julle persoonlik en wat dink julle beteken dit eintlik vir ons breër gemeenskap? Teens, kom ons begin by jou. Baie dankie, Moira. Kan ek net eers sê, dis lekker warm welkom in 'n baie koue dag. As mense dalk wonder hoekom sit ons hier soos ysbere, dit is vrek koud. Miskien kan ek begin deur net te sê, natuurlik is Afrikaans ouer as 100. Maar 100 jaar gelede is Afrikaans as amptelike landstaal naas Engels en Hollands vir 'n ruk aanvaar. En dit is hoekom ons dit goed gedink het uit 'n klomp Afrikaanse organisasies om die amptelike 100 jaar of die 100 jaar amptelik Afrikaans te vier. En ek dink dit het 'n klomp goed wat dit gedoen het. Ons is baie opgewonde oor die momentum wat Afrikaans 100 gekry het. Die punt dat ons nou, die feit dat ons hier sit en daaroor praat, lank na Mei, want dit is die 8ste Mei gewees, is 'n bewys daarvan. En wat die oorsigkomitee vir Afrikaans 100 gedoen het, ons gesê ons kan slegs 'n raamwerk skep waar binne organisasies van naaldwerkklubs tot by rugbyklubs tot by skole hulle eie fees kan vier. So ons het 'n paar groot inisiatiewe gehad, beide hier in Pretoria en in die Wes-Kaap waar die twee sentrums was. En ek dink as ek kan sê wat dit beteken, dan beteken dit dat ons het weer 'n bietjie stil gestaan en net gesê ons neem nie ons moedertaal aan as vanselfsprekend nie. Hy het 'n lang geskiedenis, ons stry partykeer van presies waar hy gekom en wie daartoe bygedra, maar ons weet dat hy kom ver paaie en strome amper in mekaar gevloei, maar dat ons en die jeug veral dit nie as vanselfsprekend met aanneem. Dis die eerste ding. Die tweede is, dink ek, dat ons gesê het, ons wil 'n toekoms hê vir Afrikaans. Ons wil nie terugkyk en sê ons is dankbaar, dit is nou 100 jaar amptelik oud, maar wat doen ons om die toekoms dit te verbeter en te vestig as 'n taal. So dat baie projekte wat hieruit voortvloei, wat juist daar gaan om te sê, hoe maak ons seker dat oor 100 jaar, daar 'n 200-jarige fees vir Afrikaans amptelik sal wees. En miskien ten slotte sê, ek het met die baie entoesiasme wat ons sien, veral onder die jeug, en dis alle Afrikaans sprekendes, nie net wit of nie net bruin nie, het ek amper die indruk gekry, ek onthou baie min van my eie jeug, ek is nou al 'n bietjie ouer, maar ek onthou, ek was 6 jaar oud toe die Republiek
van Suid-Afrika gestig is in 1961 en ek onthou die landsvlaggies wat ons rondgeswaai het. Dis een beeld wat ek nog kan onthou en ek het 'n vermoede dat die kinders van vandag wat nou 6 tot 10 is, gaan oor 50 jaar onthou ons het Afrikaans se fees as amptelike taal gevier. Wat 'n wonderlike nalatenskap. Dani, Mooi daar, hierdie jaar het vir my baie besondere betekenis en ek wil graag 3 goed uitlig. Die eerste is, dit is as mense Afrikaans vier, of dit nou 100 of 150 of wat 'n getal ook al, is dit met groot dankbaarheid. Mens besef net as jy deur die geskiedenis blaai, wat 'n ongelooflike skat het ons gekry en waarvan ons erfgename is. En mens kyk terug en mens is dankbaar vir elke rolspeler wat 'n bydrae gelewer het tot Afrikaans. Hierdie taal het nie uit niks ontstaan nie, dit was harde werk. Mens kyk na die eerste Afrikaanse radio, die eerste Afrikaanse lied, die eerste Afrikaanse televisie en mense is so bewus van die vormende invloed op mense eie denke, hoe dit gevloei het deur die jare en mens moet al die erkenning gee wat moontlik is vir ons voorgangers. Die tweede is dat dit soos Teens ook gesê het 'n jaar is waar ons weer bewus word van ons groot verantwoordelikheid om nie net die taal as erfgename te ontvang nie, maar dit ook vir ons kinders en kleinkinders te kan aangee. Afrikaans is nie op 'n goeie plek in die breë makro-omgewing nie. Ek dink in die taal- en kultuurgemeenskap is dit net so lewenskragtig soos wat dit ooit van tevore was, maar in die politieke omgewing, ekonomiese omgewing, staatsdiensomgewing is al groot uitdagings en jy besef wat 'n verantwoordelikheid rus op ons skouers om hierdie taal in beskerming te neem en te laat voortleef. En dan die derde ding is dat daar 'n groot skuif gekom het in die viering van Afrikaans. Dit is die tweede keer in geskiedenis waar ons Afrikaans 100 vier. Die eerste keer was in 1975 toe hulle die Taalmonument geopen het, toe hulle die 100 jaar van die GRA gevier het en nou vier ons weer Afrikaans 100. Maar die groot verskil is in 1975 was dit 'n staatsfees. Die eerste minister het gepraat, dit was John Vorster, hy het gepraat by die Taalmonument. Daar was 'n galery vol kabinetsministers. Die staat het dit ondersteun met staatsgeld en nou kom ons 'n paar jaar later en ons vier weer Afrikaans 100, maar ons doen dit as gemeenskap. En daar's nie 'n sent staatsgeld betrokke nie. Alles kom uit die Afrikaanse gemeenskap om hierdie jaar te kan vier. En dit gee vir my persoonlik baie hoop vir die toekoms van Afrikaans, dat nie in die hande van die staat of buite ons lê nie, maar dat hierdie toekoms gedra word deur die gemeenskap in die volle diversiteit daarvan. kom ons praat bietjie verder oor die Afrikaanse gemeenskappe. Afrikaans het oor die afgelope eeu ontwikkel in 'n taal met baie forme en stemme en dialekte en het eintlik meervoudige gemeenskappe daarbey betrokke. Teens, hoe kan die viering van Afrikaans 100 hierdie verskeidenheid erken en versterk? Kyk, met die oorsigkomitee se werk in die begin het ons nogal kwai teenstand gekry uit sekere dele van die bruin Afrikaans sprekende gemeenskap, omdat hulle gesê het, jy weet, dis baie ouer as 100 jaar en 100 jaar was nog onder apartheid, alhoewel natuurlik verkeerd is apartheid eers later gekom, maar dit was uiteindelik moet ons sê dit was 'n wit parlement wat Afrikaans se amptelike status erken het. En ons moes baie hard werk om vir hulle te oortuig dat dit gaan oor Afrikaans. Dit gaan nie oor een deel van die Afrikaans spreek, die Afrikaner nie, dit gaan breër. En ons het ook daardeur het ons program iets wat aangepas. Ons het byvoorbeeld in die Bo-Kaap waar Arabiese Afrikaans baie lank gelede die eerste keer gebruik is, het ons 'n geleentheid gehou. Ons het by Genadendal by die Morawiese sendinggemeenskappe geleentheid gehou en ek het self baie geleer van die wonderlike werk wat die Morawiërs daar gedoen het en steeds doen. En daar is 'n absolute Afrikaanse gemeenskap in Genadendal. En deur daai goed te herken, ons natuurlik by die Parelse Taalmonument het ook gedoen en natuurlik hier bo nou in Pretoria by die Voortrekker Monument, by die Botaniese Tuine en so aan. So ek dink ons het die weerstand wat daar was, amper die historiese weerstand, het ons afgebreek gekry. En daar was dus na die aanvanklike teenkanting was daar
volle samewerking van alle Afrikaanssprekende gemeenskappe, die Khoi, die San, die Griekwas. Trouwens, die Namas hou nou hier in, ek dink September, 'n fees waar Afrikaans 100 ook gevier gaan word. Alhoewel hulle nie aanvanklik Nama is nie Afrikaans nie, maar die Namas praat Afrikaans. So ek dink dit in daai opsig het dit waarskynlik meer vir nasiebou gedoen as 30 jaar van ANC pogings om die nasie te bou. Tweedens het ons dink ek reg gekry dat die mense wat die ding gereël het Afrikaanse verskillende variëteite weerspieël. Daar's 'n lang debat waar ons dalk later kan praat oor is standaard Afrikaans nou belangriker as ander Afrikaanse forme. Ek dink die taalkundige sê dat standaard Afrikaans is eintlik ook maar 'n variëteit van Afrikaans. Ek persoonlik dink dat soos Engels in Brittanje, as jy wil studeer en jy wil 'n graad by 'n Engelse universiteit kry in Newcastle of Oxford en Cambridge, dan moet jy standaard Engels gebruik. En ek dink dis vir my, ons kan praat en ek dink die Wallisers en die Yorkshire men en die Lancashire men kan Engels praat op hulle eie manier, maar as hulle uiteindelik studeer of dit op skool is of op universiteit is, dan moet daar 'n standaard wees. Dit kan nie maar net vloei nie. So daai debat is nie afgehandel nie, maar ek dink ons het baie geleentheid gehad om daai debat oop te maak en ek dink hy gaan voort. So ons kan nou praat van kombuistaal tot by 'n volwaardige akademiese professionele taal. En Dani, ek wil vir jou vra, wat is die strategiese inisiatiewe wat tans onderneem word om Afrikaans as onderrigtaal en as kultuurtaal te beskerm en te bevorder? Mooi daar as ek dalk net so trekkie terug kan gee. Ek wil graag aansluit by wat Teens gesê het oor die diversiteit van Afrikaans binne gemeenskappe. Ek dink Afrikaners moet erken toe Afrikaans die taal was van die Afrikanerstaat, het dit baie vir Afrikaanse gemeenskappe vervreem. En in die 20ste eeu het dit baie vyande veroorsaak vir Afrikaans, maar die afgelope 25 jaar na 1994 het daardie wonde begin genees en bevind Afrikaans haar in 'n nuwe plek in die 21ste eeu. En wat vir my so lekker is om dit te verduidelik, is aan die hand van die FHK se Afrikaanse liedjietuin op die Voortrekker Monumentterrein. Die voor FHK kantoor is die ou opsigterhuis. Moerdijk het dit nog ontwerp, dit is op 'n erfenisterrein, dit is op 'n Afrikaner terrein en rondom dit het ons 'n liedjietuin met naamrose van Afrikaanse kunstenaars. Dit is waarskynlik die enigste tuin waar 'n Nathaniel Roos en 'n Steve Hofmeyer Roos langs mekaar staan en daar's 'n Rina Hugo Roos en daar's 'n Annelie van Rooyen Roos en 'n Bles Breachers Roos, maar dit is 'n tuin wat ons ken, wat ons verstaan en wat ons kan versorg. Maar net so is daar 'n ander tuin in Namakwaland en daar's 'n ander tuin in Griekwastad en daar's 'n ander tuintjie op Mitchellsplein. En al die tuine saam is die groot landskap, groot tuin van Afrikaans, maar elke gemeenskap het sy beddingkie om te versorg en te sorg dat hy dit so goed as moontlik kan doen binne daardie bedding. En daarom is dit nie vir die FHK nodig om in Namakwaland of in Springbok of in Kammieskroon Afrikaans te gaan bevorder nie, want daar's 'n sterk Afrikaanse gemeenskap, Oranje Rivier gemeenskap, wat dit uitnemend doen, baie beter as wat ons dit ooit kan doen. En ek dink die bewuswording van Afrikaans as 'n taal van gemeenskappe het ons eintlik vrygemaak om Afrikaans binne 'n unieke identiteit ook te kan en te mag bevorder, sonder dat dit bedreigend is of vyandskap hoof aan die hand te werk. So as jy vra oor strategiese inisiatiewe, dan moet ek dadelik sê dat 'n organisasie soos die FHK is baie eerlik dat ons doen vanuit 'n Afrikaner perspektief. Dit is die nismark wat ons ken, dit is die nismark wat ledegeld betaal, dit is die nismark wat ons verstaan en daaruit kom ons kulturele wortels en dat 'n mens dit wil koester sonder om enige ander Afrikaanse gemeenskaptuin en die diepte wat daarin is enigsins te ontken. So die FHK sê ons het twee rolle rondom Afrikaans, twee strategiese rolle. Die een is die bewaring van die kom ons sê maar Afrikaner se kulturele wortels in Afrikaans, die bewaring van ons kulturele geheue. En ons moet dit vertel, want kinders ken nie meer vandag 'n CP Hoogenout en 'n Arnoldus Pannevis en 'n Dr. N.J. van der Merwe nie.
En as ons dit nie gaan bewaar nie, wie anders gaan dit doen? Dit is ons tuintjie en dit is ons verantwoordelikheid. Maar terselfdertyd kan jy nie net by bewaring en beskerming stil staan nie. Jy moet nuwe vertelruimtes kan skep, waar Afrikaans in die woord kan kom in die konteks van die 21ste eeu Suid-Afrika, waar Afrikaans in die woord kan kom in die lewens van ons jong mense in 2025. En dit is ons tweede strategiese been, dat ons met ons projekte, of dit nou in 'n skool is, of deur 'n Afrikaanse expo, of deur 'n skryfit kompetisie, wat gegaan het met saam met Vonk om jong kunstenaars die geleentheid te gee om nuwe Afrikaanse liedjies te skryf. Ons het oor die 6000 inskrywings gekry van jong mense wat in Afrikaans wil sing en wil dig. En dit is 'n positiewe vertelruimte om wat te sê, aan die een kant hou vas en bewaar, dis die handhaaf van die FHK, maar aan die ander kant bou ook hierdie taal vorentoe en maak dit relevant vir jong mense. Kan ek daarbey ook aansluit? Ek dink dis ek is voorsteur van die Trust vir Afrikaanse Onderwys en uit die familie van Trust, dis nou die Dagbreek Trust, die Trust vir Afrikaanse Onderwys en die Trust vir Afrikaanse Kuns, Kultuur en Erfenis, wat 'n klomp Afrikaanse organisasies ondersteun. Het ons twee strategieë van stapel gestuur. Groot, jy weet, jaar, amper 'n dekade lank. Die eerste is om in onderwys 'n Afrikaanse onderwyspyplyn te bewaar en te vestig. Wat ek daarmee bedoel is, as 'n mens byvoorbeeld nie 'n Afrikaanse universiteit het nie, gaan baie ouers sê, hoekom moet ek my kinders na Afrikaanse hoërskool toe stuur, hulle moet in elk geval Engels gaan leer. As jy nie Afrikaanse hoërskool het nie, gaan baie ouers sê, hoekom moet ek my kinders na Afrikaanse laerskool toe stuur? Dat hulle sommer nou met Engels begin en dieselfde met kleuterskole. So die pyplyn, die onderwyspyplyn van 18 maande af eintlik, deur die voorskoolse, laerskool, hoërskool en tersiêr is baie belangrik. So dis die een, en natuurlik ons werk met baie organisasies daarmee saam. Die tweede is dat ons het so 2-3 jaar gelede die Taalraad, die Afrikaanse Taalraad gevra om te begin en daai verslag word later in September vanjaar vir die eerste keer uitgereik om 'n opname te maak oor die stand van Afrikaans in verskillende vlakke. Die sakevlak, godsdiens, onderwys en so aan. En as onderdeel daarvan het die Afrikaanse Onderwysnetwerk 'n baie meer intensiewe, dieper studie gedoen wat is die stand van Afrikaanse onderwys. En die doel hiervan is tweeledig. Die eerste is om te sê waar staan ons? Want weet as mense nou byvoorbeeld by 'n plek soos Kragdag of een van die kunstefeeste, dan kan jy dalk die indruk kry Afrikaans, daar's geen probleme nie. Maar as mense regtig begin kyk na die voorlopige uitslae, veral van die Taalraad se navorsing, is dit dat taaloordrag vind in baie Afrikaans wit en bruin gemeenskappe nie meer plaas nie. Dat ouers hulle kinders makliker in Engelse skole sit en dan breek die onderwyspyplyn. En die idee is dat uit beide hierdie verslae, die een spesifiek op die onderwys en die een breër, dat daar taalbeplanning gedoen gaan word deur 'n magdomorganisasie, dis net een, die FHK is deel af van al die ander ook, sodat ons kan sê wat moet ons doen om seker te maak dat taaloordrag wel plaasvind. So dis 'n baie belangrike strategiese ding. Dis nou nie iets wat vinnig afgehandel gaan word nie. Dit sal jare duur en dit sal waarskynlik oor 5 jaar sal ons moet sê nou goed, hoe het ons gevorder. So ek dink daar's 'n aktiewe denke en werk aan Afrikaans se volgende 100 jaar. Ek dink terwyl ons nou so praat oor Afrikaans in die onderwys, daar is eintlik 'n hele klomp dinge wat Afrikaans as moedertaal onderrig en as bedreig. Ons dink aan die Bella-wet en so aan. Wat dink julle moet prakties gebeur om Afrikaans as moedertaal onderrig om dit te verseker? Mooi daar is niks so belangrik vir die toekoms vir Afrikaans as die Afrikaanse klaskamer nie. En ek praat nie van die taalklaskamer nie. Ek praat van die wiskunde klaskamer, die ekonomie klaskamer, die huishoudkunde klaskamer. Dit wat in Afrikaanse klaskamers gebeur, skep 'n toekomse Afrikaans op alle moontlike terreine. En ons moet alles in ons vermoë doen om die Afrikaanse klaskamer nie net in stand te hou nie, maar dit te moderniseer, want ons klaskamers moet ook met die beste internasionaal kan vergelyk.
So vir my is dit die een ding wat ek baie in die onderwyskonteks beklemtoon en oor sal beklemtoon. Ons kan nie ons klaskamers vanselfsprekend aanvaar nie. Die statistiek wys vir ons, in 1994 het ons omtrent 88,000 Afrikaanse klaskamers gehad, daar's nou 33,000 oor. In 'n omtrent 985 enkel medium skole. Daar's bietjie meer dubbel medium, parallel medium, maar daar's 985 enkel Afrikaanse skole oor met elkeen omtrent 10, 12, 20 klaskamers en ons moet dit in die veelvoud daarvan moet ons die klaskamer in beskerming neem. Ek weet daar's organisasies so Solidariteit wat die Bella-wet beveg, ons moet dit baie sterk ondersteun. Daar's bouorganisasies soos die Dagbreek Trust en die familie waarna Teens verwys het, wat Afrikaanse taalbeplanning en toekomsbeplanning doen. Ek dink die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns speel 'n enorme rol om die Afrikaanse nagraadse studies te befonds en te bevorder, dat ons proefskrifte nog steeds op 'n baie hoë vlak, M-grade, D-grade in Afrikaans kry. Maar wat vir my wel uitstaan is, ons is nog 'n gemeenskap wat planne kan maak. Daar's baie bedreigings, maar ons planne is groter as die bedreigings op die stadium. As ek kan weer byvoeg, as ek dink aan Afrikaanse onderwys, dan is daar 3 B's. Beskerm, behou en bevorder. En beskerm gaan oor dis nou nie meer die Bella-wet nie, is nou artikel 5 en 6 van die skolewet. Nou die goeie nuus is, daar is onlangs riglyne gepubliseer, wat die negatiewe van die ou Bella-wet 'n bietjie versag, en die minister het, ek dink in die afgelope week ook regulasies wat 'n bietjie sterker is uitgevaardig, wat eintlik maar sê dat indien 'n enkeltalige Afrikaanse skool vol is, dat geen departement mag dan eis dat die taalbeleid moet verander of dat die plasingsbeleid moet verander nie. Dit is die grootste, daar's 'n paar ander ook. So ek dink dit gee vir ons 'n bietjie blaaskans, maar ons weet natuurlik dat ons het 'n DA-minister van onderwys, van basiese onderwys, en as daar iets sou gebeur met die regering van nasionale eenheid en die DA is uit, of hy nou uitgeskop word of hy uitloop self, dan kan 'n volgende ANC-minister net daai regulasie skrap binne 3 maande. So ek dink nie ons is uit die beskermingsfase uit nie, en ek dink daar's alreeds, ek dink die afgelope 2 dae is daar berigte van die Gautengse onderwysdepartement wat 'n klomp skole opdrag gegee het om hulle taalbeleide te verander in 'n baie onredelike kort tyd. En ek weet dat die skole ondersteuningssentrum werk baie hard om hulle hulp te gee, en ek is seker FETSAS en die SAU sou dieselfde doen. Dan die tweede ene is behou. Ons moet sorg dat ons Afrikaanse skole vol bly. En ek is bly om te kan sê dat op 'n klomp plekke op die platteland het egos plek gemaak vir nugtere denke en het skole, Afrikaanse skole wat albei half vol is, saamgesmelt, die ander skoolgebou vir die staat teruggegee en het nou 'n vol Afrikaanse skool. Beide hoërskole en hier en daar 'n hoërskool en 'n laerskool. En ek dink ons moet dit doen. En in daai opsig moet die ouers, wat ouers kan doen, gewone jong ouers, moet sorg dat hulle kinders na Afrikaanse kleuterskool toe gaan. En hulle moet nou al dink na watter Afrikaanse laerskool gaan die kinders daarna. Dis baie belangrik. Ek weet daar's baie laerskole, kleuterskole wat tweetalig is en die ouers dink is goed. Dis te vroeg. Baie keer gaan kinders daarna dan na Engels laerskool. En die laaste ene is die bevorder. Ons moet nie op ons laure rus om te dink dat ouers hulle kinders net in skole en universiteite sit omdat hulle Afrikaans praat nie. As Afrikaanse onderrig en Afrikaanse opleiding nie uitstekend is nie, sal ouers elders gaan. So die standaard, die kwaliteit van Afrikaanse onderwys in beide die wit en die bruin gemeenskappe, en in die bruin gemeenskap is daar baie werk. Onthou die oorgrootste meerderheid van daai 985 skole is in die Wes en die Noord-Kaap. So is oor die hoofsaaklik bruin skole. Ons moet sorg dat daai kwaliteit ook verbeter. Ek dink ek wil bietjie terugkom na die 100-jarige vieringe toe. Teens, vertel ons bietjie meer oor die fees, wat alles gebeur het reeds, wat nog beplan word. Hoe het julle hierdie groot projek aangepak? Ons het besluit dat ons met hulp van die Dagbreek Trust 'n paar groot feesgeleenthede sal reël in die maand van Mei.
en ons het 'n week in die Weskaap deurgebring, die naweek 8 tot 10de Mei en 2 weke daarna hier in Pretoria. En ons het elke keer het ons 'n groot makiti gehou, 'n partytjie met allerlei mooi dinge. Ons het ook elke keer 'n feesspreker gehad wat bietjie ernstiger gepraat het oor die fees en dan het ons ook 'n konsert gehad. Beide 'n ligte musiekkonsert en 'n swaarder 'n klassieke konsert. So dit het gebeur op 4 of 5 plekke. Die een ding wat ons nou nog die jaar voor lê, dis nou in die Kaap, maar die dag toe ons by die Taalmonument die geleentheid wou, die makiti wou hou, het daar ek dink 40 mm reën geval. So ons moes dit uitstel. Maar nou word dit eintlik 'n baie mooi geleentheid want in November word die viering van die 50-jarige bestaan van die Taalmonument en ook die 150-jarige viering van die GRA, die Genootskap van Regte Afrikaners, kombineer ons dan met 'n Afrikaans 100 makiti by die monument. En een van die goed wat ons hoop ons weer sal kan doen en mense sal dalk onthou dat solidariteit het na vore gekom met die wonderlike idee om die 9 letters van die woord Afrikaans wat die 9 provinsies uitbeeld op 'n vragmotor te laat ry Kaap toe. Maar ongelukkig juis omdat daai makiti toe moes uitgestel word, het die meeste Kaapenaars nie daai woord gesien nie. En hier in die noorde het dit ontsaglike groot aftrek gekry. Mense is afgeneem, het hulle by kinders afgeneem. So ons hoop dat ons sal die 9 letters van die woord Afrikaans weer daar sal kry. So dis dan die grootste en waarskynlik dan die laaste groot geleentheid vir die fees. Dan is daar 'n klomp ander feeste, byna elke kunstefees en ook die kleiner is waarvan ons nie altyd weet nie, op kleiner dorpies het 'n komponent gehad. Giep van Sail en Renay Arends het die land deurgereis om elke keer te help en ietsie te sê. So dit was 'n klompie groot feeste, maar dan was dit eintlik belangriker, soos wat ek ook in die begin gesê het, was dit eintlik van onder af boontoe. Mooi as ek daarbey kan aansluit en so 'n bietjie bemarking kan doen. Hierdie komende week vier die FHK en die Voortrekker Monument die Afrikaans 150, die GRA se stigting. Dit is op 14 Augustus 1875, volgende donderdag 150 jaar gelede gestig. En ons het Saterdag 'n groot fees by die Voortrekker Monument. Karike Kesenkamp, Rina Hugo, Magda van Biljon, 'n klomp mense is daar om bietjie te vertel van hulle Afrikaanse belewenis, ons Afrikaanse legendes, daar's 'n handfluitskou, daar is 'n hele paar persone uit die Kaapse wynhuise, die ou Afrikaanse wynhuise wat daar in die Sinotaafsaal 'n wynproe het. Skalk Burger, die rugbyspeler, het 'n spesiale GRA wynreeks wat hy bekendstel. Jan Blom tree op. Sondagmiddag het ons aan die Sinotaafsaal 'n bekendstelling van Winternag. Dit is 'n liedboek wat ons gaan uitgee en dit is die een gedig wat oor baie dekades op verskillende forme in 'n lied omskep is, of dit nou 'n Afrikaanse kunslied of 'n koorwerk is. Dink daar's iets soos 25 liedere, verwerkings van Winternag wat Sondagmiddag bekend gestel word. Dinsdag gee ons erkenning aan 'n klomp van ons Afrikaanse baanbrekers wat hulle lewe gewy het aan die Afrikaanse saak, waaronder teens een is byvoorbeeld ook teens geluk, maar ek dink aan iemand soos Prof van Koller, Prof Thys Human, Prof Fransie Gryiling, wat vir Afrikaanse akademiese toekoms geskep het, Jopie Koen met die Afrikaanse Gemeenskapsteater, selfs Lucia van Wyk met Afrikaanse selfstandige skole, is almal mense vir wie mens wil dankie sê. Woensdag is daar 'n groot fees, weer in die Sinotaafsaal, wat ons doen saam met die AP Akademie. Donderdag is daar 'n taalsimposium, dit is die dag wat die GRA dan 150 is, en dit is so opwindend om te weet dat al hierdie feeste op die einde van die dag mekaar komplementeer. Dat nie soos 'n ou dae as jy het 'n naweek en jy het 'n groot volkssaamtrek en dan is dit oor nie. 2025 het letterlik 'n feesjaar geword vir Afrikaans. So van Saterdag af by die Voortrekker Monument en kom kyk gerus, daardie Afrikaanse letters waarna teens verwys staan voor die Voortrekker Monument. En wat vir my baie spesiaal is, as mens elke dag stop daar baie busse
met oorseese besoekers om selfs te sien hoe neem die oorseese besoekers hulle met hierdie Afrikaanse letters voor die Voortrekker Monument af. Dit is werklik iets besonders, dit is baie mooi en kleurvol en dit is 'n groot toeriste aantreklikheid. Fantasties. Ek dink ons moet ongelukkig begin afsluit en ek dink die laaste vraag wat ek vir elkeen van julle wil vra is, as julle een boodskap aan jong mense kan gee, die volgende geslag van Afrikaans sprekendes, 'n boodskap van hoop, wat sou dit wees? Ek sou sê wees trots op Afrikaans as jou moedertaal en werk daaraan dat ander groepe, ander taalgroepe dieselfde voorreg het, want hulle het nie, hulle Engels word ook in hulle kele afgedruk. Trots Afrikaans, bly trots, besef watter ontsaglike skat dit is. Dit is my baie moeilik om daai vraag te antwoord, want my tweeling is 'n graad 11 en ons het elke aand omtrent 'n preek oor korrekte Afrikaans. So daar's baie goed wat ons vir jong mense wil sê, maar vir my is dit belangrik om vir jong mense te sê, Afrikaans is jou stem. Jy hoef nie skaam te wees vir Afrikaans nie. Afrikaans is jou stem, gebruik jou stem. Gebruik jou stem om vir jou taal 'n toekoms te skep. Gebruik jou Afrikaanse stem om verhoudinge in Afrikaans met almal in Suid-Afrika te bou. Gebruik jou Afrikaanse stem om vir jou 'n ekonomiese en 'n werkstoekoms te skep. Ons het hierdie wonderlike stem as erfgename ontvang. Ons het die verantwoordelikheid om hierdie stem te gebruik om toekoms te skep. Stem saam. Dr. Dani Langner en Dr. Teens Elof, verskriklik dankie. Ons waardeer dat julle vandag in hierdie koue dag by ons aangesluit het en ons hoop julle reis veilig terug. Baie dankie. Baie dankie.